Goeiemôre elkeen wat luister, James en Valerie. Hallo. Ons is weer besig om 'n audio te maak om mense te inspireer, aktiveer en te mobiliseer in die koninkryk van God. Soos my eer om Valerie voor te stel, want sy gaan haar getuienis met julle almal deel. Luister aandagtig, want dit is haar lewensgeskiedenis met die Monad Abba Vader, die Almagtige, die Opperwese. My wandel met God. Voor die grondlegging van die aarde was daar 'n God, 'n ewige Vader, 'n Monad, 'n Logos, 'n Christus, 'n Gees, vibrasies, elektrisiteit, woord, liefde, en hy was in jou. Hy was in my. Daar was 'n opperwese van alle dinge, en alle dinge was uit hom. Ek is ook uit hom, van die aarde, op die aarde geplaas. Dit was my keuse om aarde toe te kom, om te wees wat die opperwese wou gehad het ek moet wees. Hy het my as 'n uitverkorene gekies, omdat hy gesien het hoe lief ek hom het. Ja, ek raak bewoe wanneer ek hierdie woorde spreek. Daar is 'n verskil tussen die wêreld van destyds en die wêreld van nou. Geestelike leiers het regeer soos hulle wou in Jesus se tyd, maar Jesus het gekom om die mense reg te help. Hy was nie aanvaar nie en was deur mense in die kerke ingedruk. Jesus het nie 'n kerk gestig nie. Hy het hulle die waarheid vertel, maar hulle wou hom nie hoor nie en het hom gekruisig. Ek het altyd gevoel, ek is anders as ander mense, en net nooit in die kerk ingepas nie. Die godsdienstiges is nie dieselfde as wat die Christen in 'n mens openbaar nie. Godsdienst is anders. Godsdienstiges is deur die mens ingestel en aan die mense 'n voorstelling gedoen sodat hulle kerke vol kon maak en hulle eie koninkrykie kon gestig het. Ook was daar die tydperk wat mense aanvaar het wie God werklik is, die Joodse God. Jesus het my gewys wie die ware God is. Maar Jesus het aan my verskyn toe ek in 'n stryd was en nie geweet het wat 'n kerk was reg nie. Hy het aan my gesê, volg my. Net die woorde, volg my. En ek het Jesus begin volg. En om te wees soos hy is. Jesus se lering was toe verbrand en baie onder die grond wegbegrawe, want die kerkmense wou dit nie hê nie. Danksy die waarhede was ontdek en is geopenbaar aan my, aan 'n geslag van 2026, om die waarhede wat Jesus in sy leringe aan ons geopenbaar het. Jesus het nog baie meer gedoen as wat ons nou het, maar ons kan dit nou ervaar wat hy destyds al aan sy disippels geleer het. Dit is 'n fantastiese lering as jy dit werklik in jou gees kan opneem. So het ek 'n ondervinding met God in my binnekamer gehad. In 'n tydperk toe
ek baie probleme gehad het, kinders groot gemaak het en alleen gestaan het. Daar het 'n ligte windjie in my kamer ingekom en die Bybelblaaie deurwaai. Toe het ek 'n stem gehoor, soos 'n verlate vrou is ek jou man. En 'n bedroefde van gees het ek jou al geroep. Berge sal wankel en heuwels sal wyk, maar my goedheid oor jou sal nie wankel nie. Deur geregtigheid sal jy bevestig word. En moenie bevrees wees nie, want hulle sal jou aanval, maar dit sal nie van my wees nie. So het my lewe verander. Ek het perfeksie ondervind deur die natuur en die wonderwerking in blomme, plante, bome, die liefde van God in alles ervaar. En die mense met elemente van die wêreld kon nie verstaan wat ek van praat nie. Die windjie wat deur die bome gewaai het en liedjies vir my verkondig het, liedjies wat ons verwerk het in sangnommertjies. Pragtig, dit is die God wat ek dien. Om waarheid op hierdie aarde te ervaar, te loop en bewys te kan hê wie hy werklik is. Ek is opgewonde en bly oor die openbaringe wat van toepassing is vir ons vandag. Ons het nie die mens wat graag in die kerke dit wil hoor nie, want hulle luister nou mos na die pastore. Jesus het my uitgeroep en ek het gehoor gegee. Die wêreld is my preekstoel en so sal dit wees. Hy het my uit die kerke uitgeroep en gesê, die wêreld is jou preekstoel. 'n bevestiging wat ek wel geweet het. Dit is jammer dat die Jode nie die tyd van God aanvaar wie hy werklik is nie. Maar jy kan die ware God aanvaar. Daar is en bly 'n magtige een God vir die hele wêreld. Maar daar is valse gode. Pas op, pas op. Hulle kom om 'n draai met goedheid en gawes, maar dis nie die ware God nie. Jou God en my God is die God wat liefde gee. Is 'n God wat nie seer maak nie. 'n God wat nie dood maak nie. 'n God wat nie uitdelf nie. 'n God wat waaragtig is. Vind hom. Hy is daar vir jou. Ek het die woorde wat God met my gespreek het, diep in my hart gebere. En tot vandag toe lewe ek dit nog. Dit is my ingang en my uitgang. Ek is so dankbaar dat Jesus die sluier van my oë afgeruk het. Hy sal dit ook vir jou doen. Luister na ons liedjie wat ons vir jou in hierdie konteks oordra om vir jou te help om keuses te maak. Daar sê, nou gaan ons oor na 'n paar liedjies wat julle saam met ons kan geniet en saam met ons kan sing. Baie dankie Valerie, om uit jou hart uit te praat, wat die Monad God, die opperwese, almagtige Abba Vader, vir jou persoonlik beteken. Hy is in bly, dieselfde Jesus, dieselfde Jesus, dieselfde Jesus. Hy is in bly, dieselfde Jesus, die Christus. Halleluja. Almal saam. Halleluja.
bly, dieselfde Jesus, dieselfde Jesus, dieselfde Jesus. Hy is en bly, dieselfde Jesus, die Christus en halleluja. Almal saam. Halleluja, 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 halleluja. Ek is vry, vry. Die Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is bly, 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 bly. Ja, ek is vry, vry, vry. Die Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, want ek is bly.